Goeiedag, liewe luisteraars, dis weer Adrian Niso met my programmetjie Wandel saam met Jesus. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek glo en vertrou dat dit met u een en elk goed gaan. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om weer eens 'n bietjie saam met u te kuier rondom die woord van die Here nie. Die tema vir vandag se boodskap is: waar kom my hulp vandaan? Vandag kuier ons 'n bietjie in die boek van Psalms. Die teks kom uit Psalm 121, verse 1 tot 8, 'n bedevaartslied. Jy sien, dit is 'n psalm van Dawid. Nou, u is welkom om die Bybels oop te slaan by Psalm 121 om saam te lees. Vir die doeleindes van die boodskap gebruik ek die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel, asook aanhalings uit ander vertalings van die skrif. Nou laat ons dan oorgaan na die skriflesing toe, en laat ons dan lees uit die skrif uit Psalm 121, verse 1 tot 8. En die woord lui: Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. En dan die laaste vers 8, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen, tot sover. Geseënd is die wat die woord van die Here vanmôre ontvang en dit in hulle harte bewaar. Ja, liewe luisteraar, in hierdie gebroke en stikkende wêreld kom ons dikwels te staan voor talle uitdagings, probleme, voor situasies wat ons die hoof moet bied. Dit is maar deel van ons lewens en nêrens is ons die belofte gegee, dat ons lewens soos 'n sprokiesverhaal sal wees, waar alles net maanskyn en rose sal wees nie. Nee, inteendeel, ons as gelowiges sal verdrukking ook ervaar in hierdie lewe. Die aanslag kom soms van alle kante af, soos wat die storms om ons woed. Nou, hoe dikwels sê ons nie, die lewe lê soos 'n berg voor my nie. Ja, dit of dat lê soos 'n berg voor my, ek sien nie lekker kans daarvoor nie. Of moet ek dan nou eers weer oor 7 berge klim, om aan die ander kant uit te kom? Jy sien, met ander woorde, wat 'n beproewinge moet ek nou weer gaan, om hierdie of daardie probleem te kan oorkom. Hierdie berge en beproewing waarna ek hier verwys, kan baie dinge beteken. Dit kan wees oud word, dit kan wees siekte, dit kan wees eensaamheid, bitterheid, verwerping, finansiële probleme, huweliksprobleme, verhoudingsprobleme, en so kan ons dit maar opnoem. Jy sien, die uitdagings van die lewe kom voor in menige gestaltes, en dat het vir ons pyn gee en ons siek maak, is inderdaad so. Nou, al hierdie probleme lê soos 'n berg voor u en my. Jy sien, en dan begin Dawid met hierdie psalm in vers 1 waar hy sê: Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Nou, voordat ons verder na hierdie psalm en die betekenis daarvan kyk, met dit wat Dawid bedoel, laat ons net gou vir 'n oomblik afwyk om na die agtergrond van hierdie psalm ook te kyk as volg. Nou, jy sien, hierdie psalm is 'n bedevaartslied, of dan ook bekend as 'n pelgrimslied. Op Psalm 121 wat ons nou gelees het, is 'n bedevaartslied of dan ook 'n pelgrimslied, soos ek gesê het. Die betekenis hiervan is dat dit 'n lied is wat deur die Israeliete gesing is, wanneer hulle van ver stede af na Jerusalem gereis het, om die feesdae van Israel by te woon en te kom vier. Nou, langs hulle pad na Jerusalem was daar baie gevare wat hulle moes trotseer wanneer hulle moes oorslaap
So hulle het gereis en oorgeslaap langs die pad. Daar was vyande, daar's rowers, wilde diere, wat hulle kon aanval, en dan was daar ook die blootstelling aan siektes. Net soos hierdie Israeliete, is ons ook besig met ons lewensreis, ons lewenswandel. Ons is op 'n pelgrimstog, waar al hierdie gevare, probleme en uitdagings op ons weeg kom. En dan moet ons ook hierdie liedere sing, om God se hulp en beskerming te ontvang. Op Psalm 121 is ook 'n Sionspsalm. Dit vier die heilige stad Jerusalem op grond van God se teenwoordigheid. En hierdie psalm sal u en my ook help om op God se teenwoordigheid in ons lewens te fokus. Op Psalm 120 tot 134 is almal bedevaarsliedere. U kan elkeen van hierdie psalms gaan deurlees in die stilte tyd of Bybelstudietyd. Pragtige psalms. Sien, die psalms is uitinge van die menslike gees, die innigste versigtings van die siel en die reaksie van mense wat in die lig van God gewandel het. So is dit dan ook vir ons. Nou kom ons kyk dan nou wat die psalmdigter vir ons sê in Psalm 121. Hierdie psalm het as ware twee dele, naamlik verse 1 en 2, wat beklemtoon dat die Here is ons helper, en dan verse 3 tot 8, wat die klem daarop lê dat die Here ons bewaarder is. In verse 1 en 2 gaan ons nou na kyk, die Here is my hulp, hy is my helper, hy is die skepper van hemel en aarde. Die Nuwe Lewende Vertaling haal verse 1 en 2 as volg aan. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daarvandaan. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daarvandaan. So daar's 'n vraag wat gevra word. En dan kom die antwoord, nee, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Jy sien in verse 1 en 2 is die woordjie hulp die sleutelwoord. Liewe luisteraar, ons as gelowiges leef dikwels sonder moed en lewenskrag, selfs met klein gelowigheid. So asof ons probleme en uitdagings groter as God is. Ek het al dit in my eie lewe so beleef, en dan agterna vra ek vir myself, jy weet, hoe dwaas kan jy nie wees nie? Hoe is dit dat jou probleem dan nou groter as God kan wees? Jy sien, iets klein begin skeefloop, en dan begin ons al paniekerig raak, en bewe asof God van ons vergeet het. Daar is geen probleem, uitdaging of 'n situasie, of ding wat groter as God is nie. Nee, God is die skepper van hemel en aarde. Hy is u en my skepper, hy is die almagtige, algenoegsame en onvergelykbare God, wat ver bo enige iets in hierdie heelal is. Hy is bonatuurlik en hy gaan alle verstand te bowe. Amen. Jy sien, die studiebybel leer ons dat teen die agtergrond van hierdie psalm het elke manlike Israeliet 3 maal per jaar na Jerusalem gereis. En dit was vir die fees van die weke en die loofhuttefees. Die mans het dan dikwels ook saam met hulle families gereis. Daar word dikwels gesê dat mense opgegaan het na Jerusalem. Jy sien, Jerusalem is hoog geleë, veral wanneer 'n mens van die vlakte rondom die Jordaanrivier reis. En Dawid het ook waarskynlik met die skryf van hierdie psalm bekommernis en vrees beleef. Ons lees dat die psalm ook 'n pelgrimslied is, en die gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat hy dit geskryf het, onderwyl hy op reis was, en homself op die pad bevind het. Nou, Dawid was waarskynlik op 'n lang en 'n gevaarlike reis na Jerusalem. Daar was die gevaar van roofdiere en vernaam rowers, wat hom kon beroof en leed aandoen. So wyl hy oornag het op 'n sekere plek, en by sy kampvuurtjie gelê het, ja, het sy bekommernis hom wakker gehou. Hy het nog die vrees gehad ook dat koning Saul hom nog wil doodmaak ook. Hoe gereeld word u en ek ook wakker gehou op ons lewensreis vanweë bekommernisse en vrees vir die dinge wat oor ons lewenspad kom. Ons is mens, ons het swakhede, ons het hierdie bekommernisse, dreigende gevaar en vrees dat dinge kan skeefloop. En dit is inderdaad so. Maar dan sien Dawid
die wag wat by die vuur wag hou, en daar kom 'n gevoel van gerusheid en vertroue in hom. En hy komponeer dan hierdie psalm met die woorde wat begin: Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom. Nou hierdie bedevaartslied beeld op dramatiese wyse uit hoe 'n reisiger die stad Jerusalem nader. En Dawid kom dan en verklaar verder deur te sê: My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou, hoewel die heilige stad vir die pilgrims 'n bemoedigende gesig moes wees, beklemtoon Dawid die ware rede tot blydskap in vers 2, naamlik God se teere sorg vir sy volk, wanneer hy sê, my hulp is van die Here. Die woorde wat hemel en aarde gemaak het, skryf Dawid ons ewige veiligheid toe aan God self. God wat die skepper is van alle dinge. Die wêreld behoort aan God, omdat hy dit gemaak het. Alles wat gebeur, is in sy vaderlike hand. Daarom, liewe luisteraar, kan ons onsself te alle tye op God beroep as ons helper. Hebreërs 13 vers 6 sê tog vir ons: Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Halleluja, prys die Here. En kom ons kyk na verse 3 tot 8. Die Here is my bewaarder. Jy sien in verse 3 tot 8 is die woordjie bewaar die sleutelwoord. Vers 3 lei dan as volg: Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Die boodskap stel dieselfde vers ook so aan ons: Jy sal niks oorkom nie, God pas jou op. Ja, jy sal niks oorkom nie, God pas jou op. En dan vers 4, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Vers 5, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Vers 6, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. En vers 7, die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. En vers 8, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Liewe luisteraar, God se belofte van hulp, bewaring en beskerming, kom niks minder as 6 keer hiervoor nie. Jou voet sal nie wankel nie. Jou voet sal jy nie teen enige rots stamp en seer kry nie. Nee, die Here sal jou staande hou op jou lewensreis. Die bewaarder van Israel, naamlik dieselfde God wat die Israeliete saam met Moses uit hul slawerny uit Egipte gelei het, die Rooi See vir hulle oopgemaak het en gesorg het dat geen ding hulle skade sal aandoen nie. Dit is dieselfde God wat ons elke dag bewaar op ons eie pelgrimstog deur hierdie lewe waar ons onsself bevind. Die Here ons God sluimer of slaap nie, nee, hy raak nie moeg en sluimer in soos ons nie. Hy is deurentyd wakker. Sy wakende oog haal hy nie vir 'n oomblik van u en van my af nie. Hy sien altyd wat met sy kinders gebeur. God weet waar die gevaar op ons pad lê. Hy is ons vooruit. Jy sien, nog voordat ons daar kom, is hy reeds daar. Hy is, soos die woord het ook sê, hy is alomteenwoordig. Hy is 'n alomteenwoordige God, hy is orals. Bedag sal die son my en u nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. God is die skepper van hemel en aarde. Nou, hy het die son en die maan geskep, net soos hy die berge geskep het. En daarom kan hy vir u en vir my daarteen beskerm. Ons weet dat as ons heeldag in die son gaan sit, ons wel kan brand. Maar as ons beskut is, dan sal die son ons nie seermaak het, sal ons nie brand nie. Nou, die pelgrimsreisigers van daardie tyd was bang dat hulle sonsteek sou kry wyl hulle geloop het. Het was warm en hulle was blootgestel aan die son. En mense het ook daarvan gesterf. En snags was hulle angstig oor die maan. Hulle het geglo dat daar 'n verband tussen sekere siektes en die fases van die maan bestaan het. Hulle was onder andere bevrees dat hulle moontlik maansiektes kon opdoen. Ons lees tog in die Nuwe Testament, daar by Matteus 17 van verse 14 tot 21, waar Jesus 'n maansieke kind genees het.
Jy sien, Markus en Lukas verhaal ons dit ook in die evangelieboeke. Dis om 'n pelgrim te gewees het in daardie tyd onderweg na Jerusalem was 'n gevaarlike storie. Dit het sy uitdagings en vrese gehad op hierdie reisigers. En daarom dan hierdie behoefte aan hulp, beskerming en bewaring. Jy sien, vers 5 sê vir ons, die Here sal jou bewaar teen alle gevare. Letterlik kan ons sê dat daar staan, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Nou hoor hierdie nie net met jou verstand nie, maar ook met jou hele hart. En nie net vir jouself nie, maar ook vir die weerloses. Jy sien, die Israeliete het altyd hulle skulde aan die linkerkant gedra. So met ander woorde, hulle het hulle skulde met die linkerhand vasgehou. En dan in hulle regterhand het hulle swaarde vasgehou. So die regtersy was oop en dis 'n sagte teiken gewees. En dit is dan nou juis hier waar God kom, waar jy nie behoorlik beskut is nie, om jou te bewaar en te beskerm, en self te dra, wanneer jy nie verder kan loop nie. Amen. Die Here bewaar ons teen elke onheil. Hy sal jou siel ook bewaar. Die Here bewaar elke dag ons uitgang en ons ingang, en hy gee ons die belofte, dat hy dit sal doen, elke dag, tot in ewigheid. Ons almal het 'n behoefte aan beskerming, 'n plek waar ons veilig kan voel, 'n plek waar ons kan gaan skuil, en daarom help Psalm 121 ons, om ons te herinner, en aan ons te bevestig, dat ons dit alles by God sal vind. Jy sien, God is almagtig en volmaak, sy weg is volmaak, sy mag en sy werke is volmaak. Hy bewaar ons ook dan in volmaakte vrede, en sy krag word in ons swakheid volbring. 2 Korintiërs 12 vers 9 kom Paulus en hy sê vir ons, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskut. Liewe luisteraar, ek wil begin om af te sluit. Jy sien, wanneer ons weer ooit uitmoedeloos en vrees moet wonder, waar ons krag en ons hulp vandaan kom, laat ons die woorde van hierdie psalm nie vergeet nie. Psalm 121 wil vir u en vir my leer dat swaar kry, gevare, siektes, hartseer, moedeloosheid, angs, bitterheid en so meer altyd deel van ons lewenspad as pelgrim sal wees. Maar ook dat ons mekaar op hierdie lewenspad sal herinner aan ons Here Jesus Christus, wat die pad saam met ons loop. Ons is nooit alleen nie. Dat ons soos Dawid sal sing, dat God altyd daar is. U en my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het. Ons bewaarder, sluimer of slaap nooit nie. Amen. Kom, laat ons die oë sluit, laat ons bid. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie, om hierdie woorde tot u te kan bid nie. U wat die skepper van alle dinge is. U wat die heilige, almagtige God is. U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en wat die laaste sal wees tot in alle ewigheid. Word dan ook verheerlik in hierdie dag, Here. Vader, ons dank u vir hierdie woord wat vandag kon uitgaan. Ons dank u, Here, dat wanneer ons bekommernis en vrees op ons pelgrimstog ondervind, u ons kom geruststel en verseker dat ons hulp alleenlik van u afkomstig is. U is ons ewige bewaarder, wat nooit sluimer of slaap nie. Ons sal nie wankel en omval nie. U bewaar ons teen elke onheil. U bewaar ons uitgang en ons ingang elke dag tot in ewigheid. U is alomteenwoordig en algenoegsaam vir ons, as u skepsele. Alle dank
Lofprysing en eer kom U toe. U alleen is waardig, Here. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen. Liewe luisteraar, mag U 'n wonderlike en 'n geseënde week ervaar. Die bewakende hand van die Here ons God is oor U. Gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.